Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Suid-Afrikaners is die afgelope dekade reeds vertroud met en versot op voetspore. Die reeks van reisdokumentêre programme op SABC2. Dit het Johan Barnard gevestig as sy huishoudelike naam in menige sitkamers reg oor die land, vanweë die epiese togte wat hy sedert 2000 onderneem het, reg deur Afrika en verder, selfs so ver as Indië en ek weet ook Rusland is in die pipeline. Johan sien homself primêr as 'n TV-programvervaardiger en joernalis, wat daarvan hou om stories te vertel. Sy wederervaring het egter ook die entrepreneur in hom aangewakker, en dit het aanleiding gegee tot die Voetspore leefstylwinkel en 4x4 moniteringssentrum in Pretoria. Dis een van my lekkerste en fascinerendste gesprekke in 'n lang ruk. Lekker leer en lekker luister. Hoor Johan, maar dis 'n voorreg om jou in die ateljee te hê en baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy's 'n besige man. Vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Ek sal graag jou storie nog voor jy met TV betrokke geraak het, radio, obviously daar's 'n sterk, sal ek sê, Afrikaanse media komponent daar gewees, maar waar het jy groot geword? Wat is daai pad wat jy gestap het tot hier waar jy nou natuurlik met die super suksesvolle voetspore deur mekaar is al die jare? Ja, nee, dankie Jacques. Ek is 'n Natal groot geword. Shock, of wat destyds was nog die Banana Boys gewees. Maar dit was julle B-liga. Ja, absoluut, ja. Maar dan moes nou dan in die Karibeker kom speel. Maar ja, Tom Bedford was my hero gewees toe ek op skool was, in rugby, en Barry Richards was my cricket. Barry Richards baie sien speel op Kingsmead in Durban. Ek weet, Clover het hom geborg, gaan loop daar rond met sulke, die mannetjies wat Rome's verkoop, en staan Rands for Richards. Jy weet, hy het R2 gekry vir 'n loopie wat hy op Kingsmead aangeteken het, en R1 vir 'n wegloopie. En dis, hy was een van die eerste professionele cricketspelers gewees en geld uitgemaak. Nou ek dink aan slaan hy 100-tal en kry R200. Yes. Jy weet, verstommend gewees. Maar ja, so ek het in Natal groot geword in laerskool Zululand, Nongoma. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Nongoma is 'n dorp in Zululand, wat so wat 300 km noord van Durban is en word omring deur die Nongoma woud. Vanweë die feit dat die woud in die uithoeke van Natal geleë is dit nog grootliks ongerep en word dit bestempel as 'n sprokieswoud, oortrek met orgidee, varings en met mos bedek. Nongoma is 'n bedrywige markdorp en spog met nie minder as 6 koninklike paleise, wat die woning van die wyle Zulu koning Goodwill Zwelithini insluit, 4 koningshuise en natuurlik die enigste tradisionele paleis waar die jaarlikse rietdans gehou word. Waar was dit? Nongoma's word koning Goodwill Zwelithini nou onlangs begrawe is. Dis waar die Zulu koning bly. Inteendeel, sommer net so klein. Nie Zumani, die Zulu koning. Die Zulu koning. En Kanda is nie ver daarvan. Ek kan nou dink, hy seker 'n statement gemaak. Maar Nongoma is waar Goodwill Zwelithini, inteendeel, ek was nog daar gewees toe hy ingewy is as koning. Sy pa was supreme gewees. Ons het daar gebly toe sy pa oorlede is, ook aan suikersiekte. Pragtig. So dis maar 'n familie ding gewees. En my pa het vir hom skool gehou vir Goodwill. My pa was tutor to the king gewees. Hy het vir Goodwill in hoërskool gehou. Toe het hy koning geword en ja, toe daarna is ons in Pangeni toe. My pa het van Beko Zulu, waar hy skool gehou het, daar het hy na die Universiteit van Zululand toe gegaan, daar gaan klas gee, eers in opvoedkunde. En so ek het my hoërskoolloopbaan op Empangeni gedoen, en toe Tikkies toe gekom. By Tikkies het ek regtig kom swat. Hoe het jy so 'n sprong gemaak? Hoe het jy... Ja, ek het nooit 'n dag lank gepraktiseer as ek het klaar gemaak met my studies. Ek het selfs 'n bietjie nagraads gaan studeer, maar nooit gepraktiseer nie. Eintlik ek was eintlik maar, kom ons sê maar 'n joernalis
in 'n sekere sin reg van die begin af en moes eintlik journalistiek gaan studeer het. Maar die beeld van 'n joernalis is soort van die ou wat in die kroeg sit en probeer stories optel oor wat ook al, jy weet, of die week se vel was goed in die koerant publiseer. So wat natuurlik nie die geval is met ernstige journalistiek nie. Ek het op 'n baie vroeë ouderdom reeds begin werk in die journalistiek. Standaard 8 reeds het ek 'n korrespondent geword van die SAIK. So dis 'n passie. Wat het daai saadjie geplant? Ek is nie seker nie. Ek dink 'n paar dinge, weetgierigheid was vir altyd geïnteresseerd gewees wat aangaan. So 'n bietjie entrepreneurskap in 'n sekere sin. Ek het geld gekry as die SAIK het nie geweet ek is nog op skool nie. En daai stadium met ek het dit vir ons uitgesê, ek het op my Pangeni agterkom, maar is nie streeks nuus nie. En toe skryf ek vir hulle 'n brief te sê ek kom agter julle is nie 'n korrespondent op Pangeni, stel julle blank. Dis julle sure. Toe stel hulle my aan. Toe koop ek vir my 'n reënmeter en as dit reën dan bel ek deur en sê ek dit op Pangeni 30 mm gereën, dan stuur ek R15. My magtig. Ek het agtergekom dat oor naweke is wanneer ongevalle plaasvind, dan ek het nie net die polisie se nommer gehad vir die ambulansdiens nie, maar ook die lijkhuis. En agtergekom die ouens by die lijkhuis is baie meer gereedelik om vir jou inligting te gee, jy weet. As hulle vir jou laat 'n 54-jarige man het selfmoord, dan gee ek dit deur na die SAIK toe. En dan kry jy 'n geldjie. Kry ek R40 of die meeste geld wat ek gekry het was 1976 gewees. Ek was toe in standaard 9. En toe die onluste uitgebreek in Soweto en so, ook op Mpangeni, die biblioteek is in die brand gesteek. En toe bel ek die SAIK net met die wenk eintlik. En toe stuur hulle 'n helikopter uit wat dit kom afneem het. En as vir die nuuswenk het ek R200 gekry. Blikskorrel, maar wat 76. Wat praat daai? Nou praat dis amper wat was 'n goeie salaris daai tyd? R500 nê vir 'n maand, R1000. Wat ek het jare later in 1980 het ek terwyl ek nog geswat het ek gaan werk by Oggendblad, die wat toe 'n prominente koerant in Pretoria was. Daar was Oggendblad in Hoofstad en die Vaderland en die Transvaal was als deel van Perskor gewees. En ek het vir Oggendblad gewerk hier in Pretoria en my eerste salarischeck was R460 gewees. So R200 in 1976 was baie geld gewees. Yes, so wat was daai 'n indikasie dan van die finansiële gesondheid van ons koerantbesighede daai tyd. Ek bedoel dit voel vir my dis die teenoorgestelde vandag. Is die manne dis 'n sinkende skip aan die een kant. Hulle seker die Naspers het amper alles oorgeneem, maar dit het nogal 'n redelike effek op wat ons op eendag het ook binne die televisiebedryf in Suid-Afrika. Die hele Perskor groep was daarmee heen. Jy weet toe ek jonk was, toe ek 'n student was het Perskor bestaan uit hierdie 4 koerante uit en Naspers het 1 koerant gehad, naamlik Beeld. En Perskor en Naspers het saam 'n rapport besit, 50-50. En die Beeld koerant het doodeenvoudig Naspers althans Perskor doodgemaak. Pragtig. Jy weet, Transvaal het gegaan, die Vaderland het gegaan, Oggendblad het gegaan, Hoofstad het gegaan. En op een sit ons vandag net met Beeld. En Perskor natuurlik, ek dink jy die Dagbreek Trust, nee, is daar van daai geld wat daar was baie geld nog in die Dagbreek Trust. Maar dit was die voeding was Perskor, nee. Yes. Ek ken die detail nie heeltemal af van nie, maar daar lê nog 'n hoop geld wat baie keer goed gespandeer word in Afrikaner kultuur. Ja, ek dink Afrikaans.com is 'n kind van. Absoluut, ja. En hulle teens eel of hulle sit en hulle besluit oor daar's 'n klomp ouens. Hulle sit met 'n pot vol geld en hulle besluit waartoe gaan dit. Baie geld gee hulle vir kyk net vir televisieprogramme wat gemaak word vandag nog. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Die Dagbreek Trust wat in 1935 reeds sy ontstaan gehad het met die stigting van die destydse Afrikaanse Persfonds, oftewel Naspers, het die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur ten doel. Dit word bewerkstellig deur kernbefondsing en projekbefondsing wat Afrikaans in sy volle diversiteit oor rassegrense heen bevorder, met instellings wat hulle as betroubare vennote beskou en die volhoubare gebruik van Afrikaans bevorder. Die afgelope 10 jaar het die Dagbreek Trust sy aktiwiteite uitgebrei deur infrastruktuur te skep waardeur 'n wyeer groep projekvennote ondersteun kan word, aangesien Afrikaans onder besondere en toenemende druk verkeer.
Maar ja, ek het destyds nog vir Perskorp gewerk. En so toe jy nou hier kom swat hier in Pretoria, hier begin werk, verlief geraak op die plek. In 'n sekere sin, toe bietjie gaan rondloop, ek bietjie tyd lank in Europa gebly, ek het gaan studeer by die Katholieke Universiteit Leuven in België. Hoekom België? Die taal in 'n groot mate en ook die Vlaams, ja, en ook omdat hulle myns toegelaat het. Die Hollanders wou nie ons Afrikaners daar gehad. Pragtig. Was dit so sensitief toe polities was dit maar 'n probleem geweest in die middel 80er jare. So ek was toegelaat tot die Universiteit Katholieke Universiteit Leuven en het toe daar die lisensiaat gaan ingeskryf vir 'n lisensiaat in die regte. En toe op jou teruggekom, selfs daar was ek 'n nuuskorrespondent vir die SAIK gewees. Just like. Paar rand gemaak. Yes. My studies help. Kyk maar, daai jare was die rand sterker is. Wat was die geldeenheid in België daai? Dit was nog wat was dit, die Belgiese frank gewees, ja, frank. Ja, die Belgiese frank het nog in Nederland was krone gewees, jy het die Franse frank en so aan. Ja. So ek het goeie geld gemaak, goeie geld. Ek het 'n paar keer per week vir Monitor of 'n Spitstyd het ek 'n kollekteeroproep deurgesit hiernatoe en dan vir hulle verslag gedoen van iets wat daar gebeur het. Ek kan onthou daar was goed geweest soos die CCC, die Cellule Communist Combatants. Dit was 'n terreurgroep. Dis omtrent dieselfde tyd die Baader-Meinhof bende en so aan. Het 'n bietjie terreur in Europa veroorsaak en dan het mense verslag gedoen daaroor. Of die Paus se besoek, dit was nog Johannes Paulus geweest. Die Paus se besoek aan Leuven. En 'n klompie ander goed het jy dan weekliks oor verslag gedoen. En dan die SAIK jou betaal. En toe teruggekom hiernatoe. Hoe lang was jy daar, Johan? Ek is ek dink 18 maande gewees. Okay. Jy nog steeds 'n voorliefde vir die Belge? Of is dit is een of is 50-50? Een kant of jy wil nooit weer teruggaan nie of? Nee, graag. Ja, nee, ek het België is 'n wonderlike land om te bly. En dis nou 'n katholieke land waar jy het Vlaams gepraat wat eintlik maar in klas was geen ABN, algemeen beskaafd Nederlands. En Vlaams is maar net die uitspraakdialek wat anders is as Nederlands. Maar hy is tog nader aan Afrikaans ook, nee, dis net wat so lekker te verstaan. Dit makliker om te verstaan. Nie die taalkonstruksie is dieselfde as Nederlands. Maar weens die Franse invloed op die Belge en die Franse invloed op Afrikaans, verstaan ons dit makliker. Om jou 'n voorbeeld te gee, die woord twee, die getal 2 sal ons in Afrikaans as 2 uitspreek. Ek dink 'n Hollander sal sê twee, maar 'n Vlaming sal sê 2. Dood eenvoudig in 'n sekere sin ek dink die Franse invloed wat ons op Afrikaans gehad het ook op jou het gemaak dat dit val vir ons net makliker op die oor. Ja. So dis nie nader aan Afrikaans. Dis oor die Franse, dis die Franse inspiring. Dis baie ek het dit nooit so aan gedink of besef nie. En ek of dialek, ja. En ek wil die Belge praat, ek is verskriklik lief vir België. Dis kom ek nou nuuskierig is en ek wil die ouens wat my natuurlik vir my so wonderlik is jou Vlaamse kant is mos nou histories die arm gatte gewees, die Wallone was die ryk mense gewees. Ja, en die vra jy so jou Posh Belg is nog steeds dink hy's 'n Fransman, maar dis nou waar die nuwe geld, nê, is jou Vlaanderen is waar jou entrepreneurs is. Dis waar dis ja, vandag is die ryk mense daar is die Vlaminge. Ek het 'n ou gehad wat ek het 'n woonstel gehuur daar en toe het ek 'n kamer onder verhuur. Gaetan Goromans was sy naam gewees en hulle het gedink hulle is grand by die huis dan het hulle Frans gepraat. Dis amper soos die Afrikaner weet 80 jaar gelede Engels gepraat het. Sy dink hy is nou spoggerig. Yes. Dit het totaal verander. Wallonië, die Frans sprekende gedeelte wat die ryk gedeelte was, waar die steenkoolmyne en dies meer is 'n soort van is vandag nie die ryk gedeelte van soos jy absoluut sê Jacques, die entrepreneurs sit in Vlaanderen. En dan natuurlik die ander ding wat jy ook aanleer in België is die wonderlike bier wat hulle maak. Is dit nie? Die kraaf bier daar is 400 jaar oud, nee. Dit is baie interessant hoe hulle dit nou kraaf bier, maar is kan vergelyk met hulle biere. En
en hulle friet en mayonaise. Hoekom hulle praat van French fries, weet mens nie, dit moet wees Belgium fries, jy weet, of Flemish fries of so iets, want hulle chips uitgedink. Daar's niemand, ek het teruggekom op 'n hele paar kilogram extra, net daar. Daai bier en chips, in mayonaise. Chips en mayonaise, dis wie chips eet, ja. So België, 1 jaar en 'n half daarso. Toe kom ek terug, ek het terwyl ek op Tikkies was die begin van studente radiostasie, Campus Radio. En ek was die tweede hoof gewees van Radio Tuks. My vriend Christoph Heinz het Radio Tuks begin, of eintlik Mattie Kreur het al die ding uitgelê, maar toe in 1981 het Radio Tuks begin, vandag nou Tuks FM. In 82 was ek die tweede hoof van Radio Tuks. En eendag toe die SAIK se direkteur-generaal die Tikkie kampus besoek, die rektor het hom 'n bietjie rondgewys om te sê, maar hier's ook slim mense by Tikkies, moenie net na Wits of RAI toe gaan in daai stadium as jy iemand wil kry op TV of op radio om kommentaar te lewer nie, kyk bietjie hier's, en toe kom hulle ook, te sê maar selfs ons eie radiostasie, hier is Radio Tuks, en toe het hulle daar aangekom, en toe hulle so uitstap te sê, die DG vir my, hoor as jy enige job wil hê, eintlik net om nice te wees, enige job wil hê, bel my, jy weet, ek sê, dit een paar jaar later, toe dink ek natuurlik, ek het ons aanbod gehad. Ja. En toe bel ek so toe, en toe verwys hulle my na die een en die ander, op eindig ek by Johan Pretorius en Christo Kritzinger, en hulle doen met my toets. Ek het geen journalistieke ondervinding, behalwe vir die praktiese ondervinding. Ja, jy het nou Johanne vel gemaak van 'n jong ouderdom. En hulle het my toets skryf en al so, en toe maak hulle vir my 'n aanbod. En dit is nou, is daar ooit 'n graveyard shift was by die SAIK. Jy weet hoe dit lyk, ryk en voel. Toe begin ek werk as 'n nuusskrywer op Goeiemôre Suid-Afrika, van 12 uur die nag af tot 8 uur die oggend. Yes. Aanvanklik ek gedog ek gaan dan iets anders iets bietjie beter kyk. Nou nie gedink ek gaan die 8 uur nuus lees nie, maar ek het dan met Maar daai is een van die beste goed wat ooit met my kon gebeur het, want vir die volgende 2-3 jaar is dit wat ek gedoen het. Ek het gaan leer om nuus te skryf, om 'n storie aan mekaar te sit, want elke enkele storie het eintlik soos wat hulle vir jou op skool geleer het en opstel, het 'n begin, 'n middel en 'n einde. En as jy dit nie so hanteer nie, dan sal hy val elke keer. En dit het ek gaan leer in die vroeë oggendure by die Goeiemôre Suid-Afrika nuusspan. En jy kon bekostig het om foute te maak, daar ook die gehoor was nie so groot gewees nie. Daar gaan min klagtes inkom. En stadig maar seker toe my weg daardeur gevind, en by die SAIK begin werk. 4 jaar lank daar gewerk, ja. Sjoe, en so hierdie was nou vroeg 80. Hierdie was gewees tot en met 1986 tot my heel laaste job wat ek by die SAIK gedoen het. Stupid wat ek was. Is in 1990 te word Nelson Mandela vrygelaat. In daai stadium maak Jan Skols my 'n aanbod om by hom te kom werk. Hy vra vir my wat my salaris is, en ek sê vir hom, hy sê, okay, sal dit match my goeie maatskappymotor in. Ja. En dis vir ek trou toe net, ek en Alma is getroud in middel 1990 althans. En die laaste werk wat ek doen, ek was in 'n helikopter gewees die dag toe Mandela op Soccer City. Hy het net die vorige dag in die Kaap vrygelaat, toe hy opgekom Johannesburg toe hy by Soccer City het hy die mense gaan toespreek. Ek was in 'n helikopter gewees, een van 8 helikopters wat rondom Soccer City so Yes, dis nou eksklusief. Dis my laaste job gewees. En toe gaan werk ek vir Jan Skols en toe gemaak ek ander programmetjies. En skielik is my kollegas wat saam met my gewerk het by die SAIK, skielik geen van hulle Moskou toe, die ander een gaan by die tipping point, jy het die tipping point gemis. Heeltemal. Yes. Stupid, jy weet. Skielik is hulle die wêreld maak toe oop vir ons. En skielik reis mense soos Nelson Mandela en hy moet vergesel word deur joernaliste, ouens wat die ondervinding het. Terwyl ek sit by Jan Skols en maak Pieter se reekse. Maar nou, jy het ook nou sê, nou in hindsight sê nooit spyt nie, maar jy het nou nie op daai oomblik. Op sigself was dit nie sleg geweest nie, maar ja, ek het iets gemis daar. Hoorie maar nou, daai ek wil terugkom. Die SAIK, dit voel vir my daai jare, of kom ek kom terug na Tuks toe, nee. Tuks het toe nou later, ek dink nou juis aan Gareth Cliff, nee. Ek dink aan Rian, wat's Rian?
jy het 'n paar heavyweights wat hulle tande geslyp het in Tuks. So Tuks het obviously later 'n powerhouse geraak, nee, in terme van die talent wat daar deurgekom het. Was dit of die go-to? Ek bedoel, as jy gaan kyk na campus radio stasies daai tyd, wat was die ons het groot gedraak gesien. Ons het gedink hy kan baie ver gaan. Ons het in daai stadium uitgesaai na die voorportale en eetsale van koshuise. Ons was glad nog nie op die lug gewees as sulks nie. So weer eens ons kon baie geëksperimenteer het. Maar ons het 'n organisasie gestig, ek en 'n klomp ander manne saam van dwars oor die land, 'n campus radiostasie. En ek en twee ouens, Marcus Alson en Helmut Ludwig, het besluit, maar kom ons maak 'n paar rand hier uit, want hier's 'n gefokusde gehoor. En ons het 'n maatskappy gestig wat sou advertensies plaas op campus radiostasie. En ons het een aand, ek dink ons moet belangrik mos, jy moet 'n naam hê vir 'n maatskappy. Jy kan sommer net 'n maatskappy, jy moet 'n besonderse naam hê. En ek dink dit was waarskynlik te veel bier of te veel rooiwyn of te veel een of ander iets. Toe ons uiteindelik op die naam kom, wat ons sê toe, maar ons moet hierdie ouens in 'n posisie plaas, adverteerders, wat hulle nie daaruit kan uitkom nie. Hulle moet by ons adverteer teen sy einde hierdie. En ons sê maar daar's 'n frase wat dit beskryf. En in ons waarskynlik dronkenskap dog toe, maar die frase is catch 39. In plaas van catch 22. You know, so but this we was like in a catch 39 position. Toe registreer ons maatskappy catch 39. En een van die ouens se pa, Marcus het net later aangegaan uit die rooftop markets begin en hy het baie suksesvol gewees daarmee. Maar toe het ons 'n maatskappy begin. Ons het al gedink hoe lyk ons maatskappy bakkies, weet met die naam op die deur, catch 39 op die deur geskryf en so aan. En ons het invoice boeke gehad en die hele lot en ons het 'n paar rand gemaak deur fakture uit te reik en dwarsdeur, daar was die Voice of Wits gewees, daar was Rhodes Radio gewees, daar was by Iwes radiostasie, Koffsies was gewees, daar was een op Stellenbosch gewees en ook so onder by UCT. En ons het advertensies geplaas tydens uitsendings en so. Maar jy is ver voor julle tyd daar gewees, né? Ja, miskien moes ons dit net deurgevoer het. Dit het vir 'n jaar of 2 aangehou. Kort daarna is ek toe na België toe en dan verloor belangstelling, jy kry ander goeders waar. En ek dink die ding het op dalk maar 'n bietjie doodgeloop, maar ek dink daar was 'n saadjie geplant gewees van hoe mense die goeders sou kon doen. En ook die visie wat daar was, dat campus radiostasie en Tuks FM vandag is 'n wonderlike stasie en ek het toe ek nog hier in Pretoria gebly was ek dis waarna ek geluister het. Dit was funky gewees. Yes. Kry jy 'n omroepertjie wat dink dat sy stem is belangriker as enigiets anders, wat nie weet dat 'n omroeper is net 'n ou wat iets moet fasiliteer nie. Maar dan kan jy gelukkig oorskakel na iets anders toe, jy weet, maar ek het gedink dat die musiekkeuses wat jy gehoor het op Tuks FM was absoluut fantasties geweest. Ek wil amper sê dit is as ek nou juist aan Tuks dink, ek nou student was en dan kom ons hier in Pretoria en ons luister natuurlik wat ons ingeskakel het. Dit was amper jou ek sê is meer 'n gemeenskapsradiostasie, wat jy amper 'n campus radiostasie noem. Nee, maar dit was nie net studente wat geluister het op mense. Ja, nee, absoluut. Veral vandat hulle toe nou die reg gekry het om uit te saai op FM. Hier het 'n dramatiese verskil gemaak. Ons het destyds ons het oor telefoonlyne uitgesaai. En dis hoe die lyn daar lei is. Ons verste was Onderste Poort gewees. Ons het na die Onderste Poort kampus toe uitgesaai ook. En ons was op een of ander manier, ek het een keer was daar die minister van telekommunikasiewese was ook in die studio gewees, Henny Smit. En hy het gesorg dat ons prioriteit, as daar ooit 'n lyn dood was, dan het ek net die poskantoor, Telkom toe nog onder die poskantoor geval. Gebel en hulle het alles wat hulle gehad het gelos en ons lyne kom regmaak. Ons was geprioritiseer gewees. En ook die prioriteit het daartoe gelei dat op die ou end hulle senders kon opsit op die, ek weet nie wat hulle deesdae het, die poskantoortoring, die John Foster toring. Ja. Daar in Mikkelneek is of so. Dis hy. So hulle het uitstekend gedoen om op die ou end op FM op die lug te gaan. En daar het sekere verantwoordelikheid daarmee saamgekom. As ons iets verkeerd gesê het of verkeerd gedoen het of so en so, was dit so beperk gewees. Maar nou het jy begin uitsaai oor die hele Pretoria, nou is daar net soveel groter gehoor. So jou verantwoordelikheid raak op jou. Ek wil sê dis 'n catch 39.
hoe meer luisteraars jy het. Omtrent, ja. So daai is nou tiks, ek bedoel daai is 'n saglik interessante storie. Ek bedoel dit is en selfs oor telefoonlyne. Mense dink nie eers daaraan hoe die hel dit gewerk het back in the day nie. SAIK vroeë 80s, jy weet dit voel vir my dit was hierdie absolute kreatiewe vibe, niks was onmoontlik omgewing. En ek bedoel jy het nog steeds ons legendes in TV. Ek dink nou aan Johan Stemmet wat ek daai tyd, ek dink hy het nog vir my gesê hy en Johan van Rensburg moes die musiek kickstart, wil ek amper sê, die departement daarso by die SAIK, nee. So hoe dit gelyk daai tyd? Daar's twee dinge wat mens moet sê daaroor. Die een is dat daar was geweldig baie energie gewees, daar was ontsettende effektiwiteit daaraan, maar daar was ook 'n ontsettende beperking. Ek het nou in die nuusafdeling gewerk, en mense soos Johan Pretorius was PW Botha se skoothond. En hoeveel, ek was die dag daar gewees toe Ellen Hendrikse gaan swem het en PW ingebel het en gesê haal dit van die lug af. En dan gebeur het. En dan gebeur het onmiddellik, jy weet. Ek het 'n bekende televisievervaardiger op die oomblik, Wynand Dreyer, Wynand wat megaboere byvoorbeeld maak. Ek was by gewees, of in die omgewing of in die kantore gewees, wat PW Botha se vrou Tannie Elise inbel en vir Wynand vra om tydens die verkiesingsuitslae musiekvideo's van Rosanne op die lug te sit. En dan het dit gebeur. Ja. Maar die studios was vol gewees, daar was besonderse kreatiewe werke wat onder sekere klomp mense gebeur het, maar daar was ook 'n klomp mense, ek onthou vir Betsy Grawe wat saam met gewerk, sy is later Amerika toe, wat hierdie probleem, sy het my die eerste keer Boer en Beton gewys, wat die musiekvideo van Koos Kombuis, mense wat so begin voel het, wat ook daar gewerk het, wat uit die aard van die saak is, mense wat in radio en in televisie werk, is kreatiewe mense, en baie kreatiewe mense is klein bietjie meer liberaal, so, daar was hierdie waghond gewees, van sekere klomp mense, wat gesorg het, dat ons nie, ek wil een keer het ek 'n reeks gemaak vir Goeiemôre Suid-Afrika oor die stand van opvoeding in Suid-Afrika, en ek wou onder andere Another Brick in the Wall, en ek was 100% verbied gewees om dit te gebruik het. Pink Floyd se Another Brick in the Wall, daai musiek was net eenvoudig, jy het na die diskoteek toe gegaan, en dan was daar, dis verstommend geweest, dat jy plate gehad het, waarvan sekere snitte, daar's op die plaat omslag is daar geskryf dat dit is gesensor, maar dan om te sorg dat iemand in die midnight shift dit nie dalk nog steeds uitsaai nie, is daar fisies met 'n naald daardie snit gekrap. My jammer. Dat jy kan hom nie speel nie. Dit is nou voor CD tyd. Ja. Die langspeelplaat of so, is daar uitgekrap, dat jy nie met hom, so, daar was hierdie, ek weet nie of dit die Broederbond of wie dit was, wat gevoel het, hulle moes hierdie beheer uitoefen oor hierdie, en soos jy vind dwars deur die wêreld, die ouens vir die uitsaaistasie beheer, voel hulle beheer eintlik die land en die siege van die mense en alles daarmee saam. Nie alles was sleg geweest nie, daar was baie kreatiewe dinge wat wel gebeur het daar. Dis hartseer om vandag in die SAIK, en ek kom nog steeds baie daar, om daar in te stap en sien hoe verlate die gange is. Jy stap na die kantien toe en daar gaan, destyds toe ek daar was die kantien 'n verskillike gewilde plek waar ons gaan sit het, en gaan eet en gaan koffie drink het en dinge gedebatteer het, en vandag is daar niks. Dis jou koeler wil ek aan, jou waterkoeler 100% gewees. Die studios wat daar was, jy weet, weens oneffektiewe bestuur oor die jare het ouens buite toe gegaan en op ander plekke dinge gaan. Ek was nou vroeër hierdie week, was ek 'n gas op Espresso gewees, wat die oggendontbytprogram, wat uit Kaapstad uit aangebied word in 'n kantoorblok uit. Nou, dit moes ons eintlik binne die SAIK gewees het. Maar innoverende mense soos Patience Stevens te gaan, en dit is wel moontlik vandag, om uit 'n kantoorblok uit 'n breakfast show te hardloop, 5-6 dae van die week, baie effektief, baie professioneel. Ons het destyds Goeiemôre Suid-Afrika uit die nuusateljees uit gehardloop. Ons nie, ek was met 'n klein wielietjie in daai groot radkas wat daar was. Maar dan was daar die groot studios gewees by die SAIK self, waar daar musiekkonserte, waar noot vir noot opgeneem en vanaf uitgesaai is, waar daar drama's opgeneem is en dies meer.
Nou daai goed is net, as jy gekyk het, as jy om net deur die SAIK se wardrobe departemente gestap het, was net 'n verstommende plek. Vandag, jammer om te sê, maar daar's nie veel oor nie. 'n Plek waar ek ontsettend baie tyd gespandeer het, veral in die maak van dokumentêre programme en dies meer en so van die SAIK se argiewe. Wat is die stand van sake daar? Ek weet hulle het in 'n stadium die hele argief verkoop aan Kyknet of aan Mnet. Maar ek sê dankie tog, dat ten minste ek is nie seker hoe dit gegaan het. Ek dink Claudio Motsoeneng het dit aan Mnet verkoop vir 12 miljoen en vir homself 2 of 3 gegee as 'n kommissie of so iets. Ek hoop dit is nog aan orde. Want daar is ek het 'n keer 'n program gemaak, 'n dokumentêre program oor die ontwikkeling van televisie in Suid-Afrika, hoe dit gebeur het. Hoe Heinrich Marnertz en Dorian Berry eers daar gesit het en gesê het, "Hello, welcome," jy weet, goeienaand, welkom by die SAIK. Die mense soos Betty Kempach en dies meer en soort van wat aanvanklik daar begin werk het. So daar's 'n ontsettende ryk argief wat daar gelê het. Later van jare het ek 'n televisiereeks gemaak oor die ontwikkeling van Afrikaanse musiek. Eintlik vanaf die luisterliedjie en verder, maar jy moes bietjie dieper teruggedelf het van groep 2 en voor groep 2, wie was daar toe, selfs tot by Chris Blighnout se tyd. Nou, dit het daar gelê in die argiewe. Nou, as dit nie, argief is net so goed soos wat hy gekategoriseer is. Ja. Katalogus moet daar wees. Anders weet jy kan nie sommer na 'n tyd gaan kyk en sien wat daar op is. Daar moet beskryf wees wat daar op is. As dit nie daar is nie, dan gaan dit tot niet. Ek hoop maar vandag is daar nog iemand wat daarna kyk. Sure. Ek dink nou, jy weet, toe ons nou al die jare in Engeland was, nou wat interessant was, wat ek nogal snaaks vind aan die een kant, Showmax. So in Engeland, met Showmax, is toegang op daai stadium gehad tot al jou ou klassieke, El Debo en Frederik Burgers flieks. Nou stel ek my kinders bloot daaraan, die swart en wit, en al wat hulle op daai stadium, my laaitie, hoe oud was hy was 8 jaar oud, dogtertjie 6 jaar oud, hulle wil die oom met die groot oë sien, en dit was, so ek sê selfs daai moderne Afrikaner kinders het aanklank gevind, dit was vir hulle snaaks, soos hulle oulik, swart en wit, het gee ook 'n bietjie insaag hoe dit gelyk het in daai tye, hoe dinge, so daai is vir my vreemd, dat in die buiteland is dit baie aktief, en hier in Suid-Afrika kry jy nie, daar's niks op Showmax wat, inteendeel is vir my, ek het dit afgesit na 2 jaar, ek kry nie waar nie, ek sukkel met die download, ek soek El Debo en Frederik Burgers movies meer as iets anders amper, weet. Ek dink tog dat, jy weet, ek is krities oor Naspers Media 24 wat amper 'n monopolie het oor 'n klomp goeders. En dit is baie sterk tot nadeel van Suid-Afrikaanse programvervaardigers gewees oor die jare. Maar daar is tog iets wat Karen Meyer en hulle doen wat goed is, ten einde dit te probeer bewaar. En jy weet, die wonderlike reeks wat Leon van Nierop aangebied het, wat gemaak is, daardoor in die fliek, waar ons kyk na hierdie ou materiaal en dit weer terugbring. Johan later gaan en sy vrou Christa die ding aan mekaar gesit, uitstekend om dit te kan doen. Die nadeel wat daar is aan 'n netwerk 24 monopolie is dat, en dit het gebeur ook in 2000 toe Kyknet begin het, is dat die voorwaardes waaronder ons kontrakte gaan teken het, ons as vervaardigers, veral ons as blanke, middeljarige Afrikaans sprekende mans, was ten gunste van die uitsaier. Daar is 'n blanco check ingevul. Daar is vir jou gesê, jy kan die reeks ons maak vir R1 miljoen, dis ons in en nou. My eerste 4 voetspore reekse word besit deur Kyknet. As hulle hom heruitsaai, dan kry ek nie 'n sent nie. As hulle 'n DVD verkoop daarvan, kry ek nie 'n sent nie. As hulle hom internasionaal gaan verkoop, kry ek nie 'n sent nie, want hulle het hom 100% besit. Aan die einde van die 90er jare, begin van die 2000s, het wit Afrikaans sprekende blanke mans nie werk gehad nie binne die televisiebedryf. En ek dink Koos Becker het 'n geleentheid daar raak gesien om 'n gewellige klomp talent skielik in te trek en vir hulle 'n kanaal laat begin soos wat Kyknet toe begin het. En hulle het net eenvoudig van krag tot krag gegaan met hierdie kanaal.
so dis 'n geleentheid wat hulle gesien het. Ek dink 'n partykeer tot nadeel. Weet as ek the beggars can't be choosers, nee. So hulle het uit en uit dit gemelk. As ek vandag 'n program sou maak van National Geographic of Discovery of vir Travel Channel of enige internasionale instansie, dan word daar 'n tydperk aangekoppel waar tydens as hulle hom weer gaan uitsaai of in 'n ander streek gaan uitsaai, dan word ek weer betaal en dit gaan oor jou intellectual property, jou immateriële goederereg. Daardie jou skepingsreg, dit wat jy geskep het, kan jy eintlik nie permanent van afstand doen nie. Of dis eintlik, ek wil amper sê dis krimineel om dit 100% by iemand te vat. Jy kan die reg kry om dit te gaan uitsaai, maar daardie persoon moet nog steeds baat vind daaruit met herhaling van uitsendings of verkoop daarvan aan iemand anders te en dis meer. Die situasie is tans 'n bietjie anders daar. Ek dink daar word al van hierdie regte word al gedeel met ander mense. Sou jy 'n kontrak aangaan met 'n Kyknet of een van die kanale met Via of alles wat binne die Media 24 stal val en soos van, maar nog steeds die beginsel is verkeerd. As jy van die begin af 100% daar is 'n reg te koop. Jy weet dieselfde gebeur in die musiekbedryf partykeer. As iemand half desperaat is, Gian Groene destyds met 'n liedjie 4 seisoene kind wat 'n fantastiese liedjie is, het hy aan 'n ou verkoop 100% die regte, toe kry hy sy geld. Maar nou gaan daardie persoon, die publisher en woeker met Gian se talente sonder dat hy verder vergoed word. Ek dink dit al bietjie aangepas en so aan oor die laaste tyd, maar dit waar ons in die jaar 2000, 2001, 2003, 4, 5 blootgestel was, dink ek was nie reg gewees nie. Ek dink dat dit wat geskep word, enigiets soos 'n program wat geskep word, soos musiek wat geskep word, 'n drama wat geskryf word, 'n draaiboek en dis meer, moet die skepper daarvan nog steeds 'n sekere mate daarvan besit behou. Jy kan nie 100% dit afteken nie. En ek dink dit is hoekom dinge verander het. Ek dink nie daai maatskappye het voorsien wat kom met wat ons vandag die YouTubes van die wêreld waar jy het hom nie nodig nie, of Spotify, jy het nie die publisher nodig nie, jy het nie die vervaardiger nodig nie, jy kan dit self gaan doen en jy moet net weet om daar buite te kry. Ek dink ons lewe in 'n baie interessante tyd en ek sou graag oor 10 jaar van nou weer wil terugkyk om te sien waartoe gaan dinge nou. Die hele video on demand ding, hoe alles net besig is om te verander, hoe mense hulle DStv afskakel en of na Netflix toe gaan, of na Apple TV toe gaan, of na Amazon. Ek dink oor 10 jaar van nou gaan die wêreld 'n bietjie reggeskit wees. Op die oomblik elke tweede ou probeer maar op sy eie ding doen en een ding hardloop in 'n rigting en dan hardloop hy weer in 'n ander rigting. Men almal vandag gebruik WhatsApp en dan skielik kom jy sê nee, maar jy moet nou Telegraph en so en dan jare terug was daar ander goeders gewees met my kinders ek kan nie eens meer onthou wat dit was nie, maar nie meer SMS nie, maar daarna is daar Ja, maar ek onthou nog voor dit, my laaste jaar op universiteit hier in die 90's het ons pagers. As jy nou baie smart was, jy 'n pagertjie gekry wat jy 'n boodskapie, iemand kon dit inbel. Yep. Dan's daar 'n ou wat en dan tik hy dit op en dan stuur hy vir jou. Dit was 'n moderne weergawe van 'n SMS. Die goede hardloop 'n klein bietjie weg vir mens weens die omvang van inligting wat na jou kant toe gegooi word. En dit is baie moeilik om te identifiseer wat gaan nou eintlik vir jou werk en wat nie. Ek weet soos ons is juist besig om dit ernstig te oorweeg. Wat doen ek met die voetspore reekse wat nie meer op DVD beskikbaar is nie, maar ek wil nog graag want Musica wat nou toegemaak het. Nou jy het 'n baie interessante storie daar vertel. Mens dink nie daaraan dat dit was jou laaste geleentheid om in te stap in Musica is toe. Die hele verspreiding van DVD's, ek was omtrent 'n jaar gelede in kennis gestel dat die vervaardiging van DVD's word stopgesit. So dit wat op die rak was is toe nou verkoop en nou is dit verby. Nou is dit klaar. Nou moet ek ook daarin by sê, ek het nou so amper 5 jaar gelede het ek Kaap toe getrek en ek het nou nog nie my DVD-speler opgekoppel nie. Daar's nie. Ek dink ek het een want hy speel ons ou trou video. Ek weet dis amper, jy weet dis al funksie wat hy het, jy weet. Andersins kyk jy gereeld daarna.
Ek speel hem agteruit te nee, dit is beslis so. My trouvideo is nog op 8mm geskiet. Dit is so dat dinge verander en ons moet tred hou en ons moet dit, ek dink die kern van dit is dat ons moet dit so eenvoudig as moontlik probeer hou. Mens kan verval in 'n verskeidenheid van goed en hier is party mense wat baie slim is. Ek is verseker nie een van hulle nie. En ek probeer eintlik as die ding nie vir my sin maak nie, weet ek gaan dit nie vir my ma sin maak nie. Of vir baie mense wat na my reekse wil kyk. So ons moet en ek hoop ons sal binnekort op so vlak kom dat ons dit vir mense kan beskikbaar stel op 'n baie eenvoudige manier. Sien, die kragtige ding en dis interessant weer met hierdie digitale kanale. Jy weet, ek sien eergister, wanneer was dit, Dinsdag, ry ek Vrystaat toe. En nou het ek OFM, geniet het om 'n OFM aan te sit, ek oor die Vaalrivier en nou vertel hulle hoe jou HBO kanaal in Amerika, wat natuurlik, ek dink hulle onlangste groot sukses was mos Game of Thrones, en dan hulle nou, ek het nie eers besef, ek het al vergeet van die films wat hulle oor die jare gemaak het, soos Titanic, weet hulle is full on Hollywood filmreeks. Hulle het nou hierdie klassieke films, het hulle die voorprent gaan oorskiet in 'n moderne, soos asof hulle hom nou gaan loods. Nou, so met ander woorde, nou kan jy, ek weet dink, wat was die een wat ek nou gesien het, was nou soos Terminator, of Titanic. Maar die punt is, hulle skiet hom nie asof, hier kom hy nou, weet, hy gaan volgende week, maar die rede hoekom hulle dit doen, is duidelik, hulle gaan kyk wat die mense, dis 'n meetbare hulpbron, om te sê, maar luister, 3/4 van die mense sê, hulle kyk die Titanic voorprent, ek dink is tyd vir 'n nuwe Titanic movie, is nou 'n simpel voorbeeld, weet, maar as jy gaan kyk selfs na Netflix is 'n big data company, ek bedoel wat vir my ongelooflik is van Netflix se besigheidsmodel, is hoe hulle kan sien, as jy hierdie direkteur vat, en jy kombineer hom met daai akteur, en jy kombineer hom met hierdie genre, het jy 'n wenresep. En dis hoekom hulle al hoe meer hulle eie, dit is, ek wil sê, 'n consumer-led decision-making proses. Ek wil, dit is vanselfsprekend, maar ek dink selfs met voetspore, waar jy op 'n punt gaan kom, waar jy, behalwe dat jy kan herverpak, en ouens toegang, maklike, koste-effektiewe toegang gee tot jy weet, al hierdie seisoene, wat sit 15, 14 jaar, is dat jy gaan begin agterkom, maar luister, ouens het van hierdie trip die meeste gehou van 10 jaar terug, kom ons doen daai trip weer oor, ons gee hom 'n vars, of trek hom 'n nuwe baadjie aan. So dit is vir my verskriklik opwindend, hoe meetbaar hierdie ding is en gaan word, en hoe belangrik gaan word, en einde die kyker en die verbruiker te bevoordeel. Ja, daar's min niets onder die son. Ons het byvoorbeeld nou onlangs, toe ons, nadat ek 10 reekse gemaak het van voetspore, toe sê ons, kom ons kyk al die spannetjie het nie baie verander oor die jare nie, maar ek vat toe al die, hier en daar het 'n ou weggeval, hier en daar is 'n ou oorlede, maar vat die manne wat nog beskikbaar was, en ons gaan ry ons oorspronklike roete weer. Twee dinge was verstommend, hoe baie dit verander het, en hoe min dit verander het. Baie plekke waar jy kom, lyk vandag nog net dieselfde. En dan is daar plekke wat natuurlik anderste is. Ja, dit is altyd goed om dinge te gaan herbesoek, weer terug te gaan na waar jy was. Waarskynlik om verstom te staan oor hoe min dit eintlik anders is vandag, ja. Maar jy het interessant, en ek wil nou ons gaan nou 'n bietjie gesels oor voetspore, weet ek wil 'n bietjie meer die besigheidsmodel uit mekaar uittrek, maar jy het 'n interessante ding gesê, eerste keer wat ons hier gesels het in ons raadsaal, was dat, of vertel net vir die luisteraars, hoeveel ure het julle aanvanklik geskiet? Nou ja. Op film, en hoeveel ure skiet julle nou met digitaal, en natuurlik daai, ek onthou jy gesê het, jy het net 'n bakkie gehad vir die toeriste. Ja, die verstommende ding van destyds, 21 jaar gelede het ons eerste reeks gemaak, in die voetspore van die grootes. Ek het dit is nog 'n Land Rovers gewees, 'n Land Rover bakkie saamgery, net om die videomateriaal saam te vat. En ek kan onthou hoeveel tapes daar was, Betacam tapes, dus die groot kamera, een kamera geskiet, dat was dit.
En ons het net 'n bietjie meer as 200 tapes gebruik vir die hele reeks, halfuur tapes. So ons het 100 uur se materiaal bymekaar gemaak. En jy het seker hard gewerk vir dit, want jy moet daai kamera die hele tyd nou rondskuif om verskillende shots te kry. Vandag skiet ons tot en met 8 kameras op verskillende plekke. Jy het jou primêre kamera, maar dan jy sien maar 'n hommeltuig in die lug, en jy het 'n paar aksiekameras, GoPros en sulke tipe van dinge. Ek het een GoPro wat op my kar wat binne my voertuig is, wat 360 grade skiet. So ek kan in die redigering kan ek pan vanaf my gesig af na wat ek voor my sien. En dit word alles opgeneem op geheuekaarte. En as alles en alles klaar is, dan het ek seker in die omgewing van 500 uur se materiaal. Maar daai 500 uur kan ek in my hand vashou. Een hand. Yes, ongelooflik. Dit maak dit makliker, maar dit maak dit ook baie moeiliker. Want nou moet ek moes destyds 'n keuse maak uit my 200 uur se materiaal oor hoe ek dit gaan redigeer. Ja. Nou het jy 500 uur probleem. En nou moet ek deur dit alles kyk. Ons laat makliker die kameras net rol en dan hoop ons iets gebeur langs die pad. En partykeer kry jy baie mooi toevallige goeders ook langs die pad. Maar ek sê deesdae moet ons die kameramanne minder betaal en die redigeerders meer. Want die redigeringsproses, destyds het altyd die grapie gemaak van fix it and post. Dit is al ooit 'n probleem, fix it and post. Vandag is dit werklik waar wat gebeur. Jy sit stabiliseerders aan. As die kameraman se as die skoot 'n bietjie gebewe het, dan sit jy, dis al klaar in die kamera gestabiliseer, maar nou kan jy dit nog in naproduksie nog verder stabiliseer. Ek het nooit destyds, het 'n kameraman, eerste ding wat hy doen is, hy het die kamera op 'n tripod gesit, hy het hom gebabbel, hy het gesorg dat hy horisontaal is, so dat as hy pan van links na reg, dat dit nie so boog loop nie, dat hy reguit loop. Verder het hy gesorg dat sy witbalans reg is, so dat wit is. Kyk, 'n kamera is 'n digitale ding. Jy moet vir hom sê wat wit is. En afhangende van wat die kleur van die lig is dit 'n geel lig of 'n blou lig of wat ook al is, 'n neonlig en 'n gewone gloeilamp gee vir jou verskillende kleurlig. So nou moet jy vir hom onder daardie lig sê wat is wit. Wat sien hy? So jy doen 'n witbalans. Yes. En daarvolgens dan pas hy al sy ander kleure aan. Deesdae doen geen kameraman dit meer nie. Hy word sommer in naproduksie word hy gegrade, soos hulle so sê, om dan die kleure aan te pas. Die effek daarvan is dat jou naproduksie vat baie, baie langer. So ek sê ons moet die helfte van die kameraman se geld wegvat en dit vir die redigeerder gee, want dit is in die naproduksie waar hierdie goeders nou reggestel word. Jy het wel baie meer materiaal waarmee jy kan werk. Ervare mense doen goed daarmee, onervare mense maak die kyker mal, omdat hulle met allerlei redigeerfoefies en dies meer doodeenvoudig jou oë begin seermaak. Jy kan nie 'n dokumentêre program redigeer asof dit 'n musiekvideo is nie. En dit verloor mense partykeer 'n bietjie uit die sig uit. So alhoewel ons baie meer toegang het tot baie meer materiaal, jy kan selfs met jou iPhone kan jy 'n vollengte rolprent gaan skiet vandag. Dis moontlik. Maar jy moet nog steeds weet wat jy doen. Jy moet nog steeds die kuns van storie vertel, moet jy steeds verstaan. En as jy dit nie verstaan nie, dan gaan jou program nie suksesvol wees nie. Maar ja, dit gaan baie makliker, is baie goedkoper vandag. 'n Betacam kamera het 20 jaar gelede seker 150.000 rand gekos. Dis in vandag se terme is dit seker R1 miljoen. Ons kan 'n kamera koop vandag vir R30.000 wat baie beter is as die Betacam kamera van destyds. Redigeer, ek kan op my laptop kan ek 'n rolprent of 'n program nou redigeer. Destyds het jy redigeersuites en goed gekoop wat jou duisende rande gekos het. So dit het baie beter geword, maar ook baie meer toeganklik, sodat elke tweede ou kan deesdae kom movies maak, jy weet. Dis nou weer en ek dink dis wat die slimfoon het almal fotograwe gemaak, nee, en filmmakers. Okay. So kom ons ek het nou gespring, so ek wil vinnig terugkom na so Jan Skols, dis waar jou tande toe nou begin slyp vir die TV ding. Is dit waar, so kom spring daar weg en vat ons hom in, waar daai eerste voetspore, hoe hy gebeur het.
Ek het vir Jan gaan werk. Ek het Jan geken my hele lewe lank, want hy was met my niggie getroud gewees. So vandat ek gebore was, het ek vir Jan geken en hy en my pa was goeie vriende. So ons het gedurig as ons in Transvaal kom kuier het ons by Jan hulle aangegaan. Toe het ek nou later, selfs as student het ek baie by Jan uitgekom. Elke keer as hy fliek geskiet het en op die Tikkie kampus kom werk het, dan het ek die extras gereël. En selfs hier en daar die fliek 'n bietjie gespeel, 'n klein rolletjie gehad of so. Eintlik meer interessantheid is enigiets anderster. Maar toe in 1990 het Jan sy filmmaatskappy het begin uitbrei na iets wat ook video ingesluit het. Hulle het nog alles op 16 mm film geskiet. En ek het gedink dat ons Jan het in daai stadium iemand gesoek wat sy hele videoafdeling kon hanteer het. Ek het die ondervinding by die SAIK gehad, ek het video geken, geweet hoe redigeer mense op video. En hy vra toe vir my om daai been by sy maatskappy te kom oorneem. En het toe 'n hele klompie reekse begin maak vir hom, onder andere die reekse met Pieter Pieterse. Pieter was werklik waar in 'n groot mate miskien dalk die saadjie wat geplant was om later dan nou met voetspore te kon begin. En ek weet die reeks wat ons met hom gemaak het van die Kaap tot die Koneni was amper die eerste voetspore trippie gewees. Pieter het dit gedoen. Later van tyd toe kyk net begin het hulle my genooi om vir hulle programme te kom maak of 'n programvoorstelle te kom in met die gedagte dat Pieter weer 'n Pieter reeks sou doen. Pieter was daai stadium baie siek, hy het malaria gehad en so. En toe hy het die idee gehad met 'n reeks wat hy genoem het van see tot see, om te ry van die Atlantiese tot die Indiese Oseaan. En toe het ek dit 'n bietjie meer verfyn en gesê, maar kom ons volg tradisionele migrasieroutes van olifante. So idee wat 'n professor Rudy van Aarde hier by Tikkies gehad het dalk nog. Om te sê, maar hierso is 'n halfmaan oor Suidelike Afrika waar olifante kan loop van een bewaringsgebied tot die volgende. En die verste wat 'n olifant moes loop om nie in 'n bewaringsgebied te wees nie, was tussen die Etosha en die Koudum. Die res van dit was amper een dag se stap vir olifante. En as die olifante kon migreer oos-wes, dan het die res van die goeder sommer saamgekom. En toe besluit ons om 'n reeks te maak om daardie migrasieroutes van olifante te volg. En dit te noem in die voetspore van die grootes. Ja. En toe die voetspore naam eintlik maar agtergebly. Ons het die eerste reeks gemaak vir kyk net, dit het goed afgegaan, toe doen ons sê maar okay. Dis nou 2000, hè? Dis in 2000. Ons het begin by Kaapkruis en ons het geëindig aan die Mosambiekse kus. Toe sê hulle maak vir ons 'n tweede reeks, toe sê ons right, kom ons doen voetspore op die strand. Begin waar ons geëindig het en eindig waar ons begin het. En toe gaan ek strand langs van vuurtoring tot vuurtoring tot vuurtoring. 50 van hulle op die Suid-Afrikaanse kus. Ja. Van die Mosambiekse kus af al die pad terug tot by Kaapkruis. Voetspore op die strand. En toe, 'n jaar of 2, 3 later, toe ons van Kaap tot Kili tot Kaïro, tot Gansbaai tot Gaboon en so het aangehou, Casablanca tot die Kaap, Gallus Alexandrië, op die ewenaar het ons gereis, in die Groot Skeurvallei, en een reeks na die ander. Dit eintlik, wat begin het as 'n enkel reeks, ek het gedink dis een reeks, in die voetspore van die grootes, en daarna gaan ek aan met ander televisiewerk. Ek het naastaan nogal redelik baie Afrikaanse musiek gedoen, ek het dokumentêre reekse gemaak, dokumentêre programme gemaak. Maar so het voetspore stadig, maar seker eintlik my lewe begin oorneem. En 10 jaar na die eerste reeks het ek niks anders meer begin doen nie. Toe het bietjie begin uitbrei na eers 'n internetwinkel, toe 'n gewone winkel, toe voetspore safaris, en nou is dit 'n hele klomp goeders wat ons doen rondom die hele voetspore brand, as mens dit so kan stel. So kom ons pak dit 'n bietjie uit. Wat vertel ons van hoe lyk die besigheid? Wat is daai verskillende, kom sê, divisies? En dan, ek sal graag wil weet, wat geniet jy? Waar maak julle die meeste geld? Jy weet, dit is altyd interessant. En die vraag wat ek altyd vra, wat ek dink baie is, hoe kom met TV-reeks? Want obviously daar is
julle maak ook geld daar. Is dit amper 'n paid for marketing of gratis bemarking? Weet, so verduidelik, hoekom 'n TV-reeks? Hoekom aanhou met so 'n ding? En dan breek vir ons net af, hoe lyk die res van die besigheid? Jacques, primêr is ek 'n televisieprogramvervaardiger. Ek is joernalis, ek is nie, ek is stories. Dis jou passie, dis wat jy like om te doen. Dis wat ek doen. En daarom sal die televisieprogramme eintlik is maar die kern waar rondom dit alles gaan. Die ding het in 'n sekere sin maar 'n lewe van sy eie aangeneem, in die sin daarvan dat ek het begin met later het ons programme op DVD begin eers nog op tape, VHS tapes. En mense het gesê, waar kan ons dit goed kry? Toe ek het begin verkoop. En toe later saam met die tapes of die DVD's 'n kepsie of 'n T-shirt of 'n hemp, 'n internetwinkeltjie begin. Wat daartoe naderhand gelei het dat ons 'n winkel oopgemaak het. Dit is al bietjie meer as 8 jaar, 9 jaar gelede. Ek moet miskien eendag 'n teksboek skryf of iemand nooi om 'n teksboek te kom skryf oor ons ondervinding in die verband. Want dit is glad nie so eenvoudig of maklik soos mense dink nie. Ja. Ons het elke fout wat daar is, het ons gemaak. En moet ook nie dat enigiemand vir jou vertel, 'n besigheid het 1000 dae nodig om staand gemaak te word nie. Hy het veel meer nodig as dit. Ons het die winkel geopen hier so in Woodlands in Pretoria. Fantastiese opening gehad. Daar het duisende mense gekom. So ekskuus ek van jou rede net vir die nie Gautengers, so Woodlands is 'n nice winkelsentrum hier in die nuwe ooste van Pretoria. Nee, ja, so julle het nou julle spasie in die mall. Baie belangrik wat jy daar sê. Dis 'n mall, dis 'n winkelsentrum, dit is in die ooste van Pretoria. Ons maak 'n 4x4 fitment center oop. Fitment centers kry jy nie in 'n mall nie. Nie teen hier. Maar dit en nou as jy terugkyk, besef jy dit. Ek het gesê ek gaan nie 'n fitment sentrum, maar ek gaan 'n leefstylsentrum opbou. Ja. Lekker wees vir mense om daar te kan wees. Ons het vir hulle rusbanke gesit en koffie vir hulle gratis gegee en 'n groot tafel waar ons moet kom gesels oor hulle toere en alles. En so 'n gedeelte daarvan het ons dan nou vir hulle jy weet 'n buffer en 'n Venas en 'n suspensie en wat ook al verkoop. En het ontsettend gesukkel in die begin. Finansiëel gesukkel. Oor daai huur. Of wat was dit? Oor die huur wat ons moes betaal. Want ons soos die besigheid op papier het gewerk. Dis net hierdie ook nie heeltemal noodwendig dit nie. Moenie dink dat Voetspore was nice nou al reeds 'n redelike bekende brand gewees. Maar iemand wat R100,000 aan sy kar wil kom spandeer, sal my in die oë kyk en sê, jy kan miskien 'n goeie televisieprogram maak, maar hoe weet ek as jy die ding aan my kar gaan doen, gaan dit werk? Hoe weet ek as ek in die middel van Kahukuland staan, dat my ekstra brandstoftank wat jy vir my ingesit het, nie gaan lek nie? Dat my dubbelbatterystelsel wat jy geïnstalleer het, gaan funksioneer, dat my vleis nie vrot word of my bier warm word nie. Daar's 'n klomp goed wat eintlik net met tyd kom. Die ouens moet jou leer ken, moet weet dat dit wat jy doen daar is goed en is betroubaar. En 'n televisiereeks is een ding, jy kan my televisiereeks kyk, jy kan 'n DVD koop, jy kan dit geniet. Jy kan saam met my kom gesels, jy kan hoor van my avonture, jy kan my vertel van jou avonture. Maar dit beteken nie dat jy al reeds gaan belê in my brand nie. Miskien 1%, 2%, 3% van die mense, maar nie 100% van hulle nie. Ja, dis vermaaklikheid. Hy sal nog steeds na jou oor kan die pad toe gaan en daar sy goed gaan koop, daar sy installasie gaan doen. Die ouens het al vir jare lank bestaan. Die ouens het al vir jare lank al reeds daar is. So dit het 'n hele klompie jare geneem voordat ons op daai punt uitgekom het. Vandag gaan dit natuurlik baie beter en baie gemakliker en regtig ons is nou daar waar die mense ons ook vertrou. Dat hulle weet dat dit wat ons doen is regtig iets wat vir ons goed is. Dat hulle kan blindelings by ons instap en sê doen met my 4x4 wat ek weet dat ek kan die ervaring gaan beleef wat julle beleef op televisie en ek sal terugkom, ek en my vrou en kinders sal veilig wees en alles wat daarmee saamgaan. So dit het 'n hele klompie jare gevat om dit gevestig te kan kry. Het julle so hoe lank was julle toe nou in Woodlands mall en het julle 5 jaar daar gewees? En toe sit nou, okay, ons moet nou toe skuif ek na 'n plek toe waar die huur net eenvoudig heel wat goedkoper is.
Maar dis nou 'n one-stop shop. Dis 'n one-stop shop waar jy alles wat jy by die voetspore winkel kan doen is om jou toe te rus om te doen wat ons doen. Ons doen jou voertuig vir jou van kop tot tone. Van sy kroontjie tot sy toontjie sou hulle sê. So ek gee vir jou absoluut alles in jou kar wat ek in my voertuig het. Maar dan gee ek vir jou 'n klompie goeders ekstra. Ek gee vir jou jou klere, ek gee vir jou kaarte, ek gee vir jou muskietweerder, dat jy nie malaria moet optel langs die pad nie. En dan veral belangrik, ek gee jou kennis. Ek help jou om jou toer te beplan, waartoe jy moet gaan, wat jy kan doen en alles wat daarmee saamgaan. Uit die winkel uit is daar 'n verdere komponent ontwikkel, naamlik voetspore safaris. Die vraag wat ons die heel meeste kry omtrent is, kan ek saamgaan? Dit lyk lekker, ons sal aan 'n kampvuur drink 'n rooi wyntjie, braai 'n choppie iewers in die middel van Afrika, kyk na die ondergaande son, dis net lekker. So kan ek saamgaan. Nee, jy kan nie saamgaan met die televisiereeks nie. Ons is 6 ouens in ons werk. Dis ons prioriteit. Ons het een baas, sy naam is die kamera. En as die kamera moet rol, dan moet hy rol. En dan help dit veel of jy in daai stadium moeg of siek of gatvol of wat ook al is. Die kamera, so ons werk. Toe skep ons die ding van, ja, jy kan saamgaan. Voetspore safaris. Ons reise is 3 maande op 'n slag. Skielik kom ons agter maar, jy kan nie 3 maande saans gaan nie. Maar nou sê ek, kom ek vat jou vir 10 dae lank Kahukuland toe. Of vir 6 dae lank teen die Weskus, of vir 18 dae Angola toe. En so aan en so voorts. My dogter Nina bestuur hierdie besigheid. Sy sorg dat jy elke dag iets behoorliks het om te eet, en teenoor iets baie lekker. Ons het in voetspore gloons daar en dat 'n mens kan net so lekker eet. Jy hoef nie van bully beef en sweet corn uit 'n blikkie te lewe nie. So ons gee vir jou lekker kos, ons vat jou na veilige plekke toe, ons vat jou na interessante plekke toe en so. Al wat jy saambring is jou voertuig, en jy gooi jou brandstof in en jy moet jou slaapplek hê. Die res gee ons vir jou. Ons gee vir jou 'n gids, en alles wat daarmee saamgaan. So dis 'n nog 'n been wat ontwikkel het uit. So ons het die televisiereeks vir die brand gevestig het. Toe ons die internetwinkel gehad daarna wat reeds nog baie sterk is in hierdie stadium. Toe ons die bricks and mortar, die baksteen gebou gaan vestig. En dan het ons nou ook dan voetspore safaris wat ook verder daaruit saamgaan. En nou is ons besig met 'n 5de been daarin met 4x4 verhuurings. Ons kom agter dat mense het nie noodwendig, jy weet, jy kan vir jou 'n cruiser gaan koop vir R700,000 en dan bring jy hom vir my en ek kan vir jou baie maklik nog R300,000 op hom spandeer. Daar's R1 miljoen se kar wat jy hoe lank gebruik. Ons het nie soveel verlof nie almal het so, maar sê 3 weke 'n jaar. Om R1 miljoen te spandeer vir 3 weke 'n jaar is miskien bietjie baie. Daar is ons vir te doen, natuurlik, maar nie almal nie. So nou gee ek eerder vir jou volledig toegeruste voertuig. En jy kom hier by my vir R2,000 'n dag, R2,500 'n dag. Maak dit soveel meer sin. So dis 'n komponent wat so hierdie hele ding, Jacques, het eintlik maar uitgebrei van ouens wat 'n TV-reeks gemaak het, 'n brand gestig het, het hy net ontwikkel, soos ek jou gesê het, in die voetspore van die grootes wat tradisionele migrasieroutes van olifante volg, het toe voetspore geword. Het toe naderhand 'n nommerplaat geword waarop daar se voetspore staan en het nou al hierdie ander komponente begin bykry. Ek het al hoe meer en meer uit die televisie ding begin beweeg. Ek doen een TV-reeks 'n jaar of miskien een elke 2 jaar. Ons het nou in 21 jaar 14 reekse gemaak. So ek is nie meer so diep in die televisiereekse in nie, alhoewel ek weet die ding wat vir my interessant is om nog steeds te doen, is om op 'n tog te gaan deur Afrika, deur Indië, deur Madagaskar en dit te dokumenteer en dit terug te bring en vir ander mense te kom vertel. Ons vertel eintlik maar net 'n storie. En daai storie, weet ons, het 'n paar reëls wel volgens sy loop. Jy moet 'n begin, 'n middel en 'n einde hê. Nog steeds. En of dit nou 'n uurlange dokumentêr is of wat die geval ook al mag wees, dis hoe die storie vertel moet word. En op daai manier hoop ons om nog steeds vir die jare wat kom kykers voor die televisiestel te hê, wat daarna kyk en saam met ons as leunstoelreisigers dit te geniet, maar dan ook die res van die brein te gaan benut, deur by die winkel aan te gaan, deur homself toe te rus, om
of saam met ons of op sy eie ervaring te gaan beleef. En ek dink dit is weer die opwindende ding van 21ste eeu. Is weer ons praat daai herverpakking van die inhoud, nê. En in hierdie geval is herverpak in DVD. Ja. Dis herverpak in 'n lifestyle center, nê. 100%. So kom ons ek wil 'n bietjie fokus op ek wil hierdie jobbies wat julle doen op die ouens sê R300,000. Ek bedoel dis nie somme maar net, dis nie klein geld wat julle daar ek weet ook jy het laas genoem julle die toere is baie butiek, jy weet dis nie 50 ouens nie, is klein groepies, né? Ja. Hoe lyk daai struktuur? Ons sal nooit meer as 12 voertuie vat nie. 24 mense. Verkies eintlik die nommers wat lekker sin maak is 10. Want ons stuur 2 karre saam, jy het ons moet kos maak vir die mense, dis nie wildernis, en ons nie net vir hulle kos maak, ons wil vir hulle iets besonders maak. Ja. En ook jy kry, jy weet, as jy 24 mense kan op 'n kampvuur sit, maar 50 mense sukkel om een kampvuur te sit. Ek dink jy het laas ook gesê, het vat lank, jy moet nou wag vir almal om aan te kom, voor jy kan kos maak, so daar's baie onpraktiese. Daar's radiokontak tussen voertuie, wat as die konvooi te lank is, dan die voorstou kan nie hoor wat die agterstou sê en omgekeerd ook dieselfde. So dis kleiner groepe. Die oomblik as jy oor 10, 12 karre gaan, dan moet jy 'n derde gidsvoertuig begin saamstuur. Dan begin die somme nie meer lekker top nie. So dit is ook alles moet finansiëel sin maak ook op jou end. Ook as die groepe te klein is, as ek sê net 5 karre vat, dan raak dit te duur. Dan moet ek vir die ouens wat gaan te veel geld vra. Die nommer wat vir ons werk is tussen 10 en 12 voertuie en dan iewers tussen 6 en 7 dae dat ons omtrent 'n week weg is. Langer toere is byvoorbeeld Angola toe het jy nou nie 'n keuse nie. Dit vat jou 3-4 dae net om daar te kom, voor die toer begin. En 3-4 dae voor die terugkom. So daar's klaar 'n week weg. Ja. Maar dis uitsonderlike toer. Meeste van hulle Namibië toe, hierso Weskus, Rigtersveld. Ons gaan nou Willekeurs toer ook doen. Ons gaan binnekort vir 2de keer op Luvuvu toe in die noordooste van Suid-Afrika. Daai toere is so 5, 6, 7 dae. Dis die nommer wat vir ons sin maak. As ons nou 80-20 kan doen op die besigheidsmodel, waar is die groot geld? Is dit daai, ek wil sê, wanneer dit terug by daai voertuig kom? Die aanvanklike geld was duidelik in die televisiereeks gewees, maar die televisiereeks is amper 'n eenmalige betaling. En dan het jy hom nou gemaak, die uitsaaier het jou betaal, en dan ek was in 'n stadium, en dis miskien hoekom ek het uitgebrei het, net van na die televisiereeks en na ander goeders toe ook. Ek was 'n bietjie soos 'n hond wat sy eie stert jaag. As die een reeks klaar is, dan is die geld omtrent ook klaar. Want dis waarvan ek geleef het. Ek betaal al my kameraman en my redigeerders, die hele lot, en ek en my gesin lewe van wat oorbly. En as die reeks klaar is, dan moet ek die volgende een maak, want daar's geen tantieme wat daar uit voortvloei. Jy het 'n bietjie daaruit gekry uit die verkoop van DVD's en dies meer, maar dit is maar ook beperk gewees. So jy sit nou een of ander jaargelde wat inkom, of 'n tantieme wat inkom. En die kan jy alleen kry deur iets te dit wat geld maak terwyl jy slaap. Daai tipe van konsep. En dit kon ons alleen doen deur die winkel te gevestig het. Want nou kan jy dit vroeg agtergekom. Dit was was dit nou maar ek het gehoop om vinniger iets daai te maak. Maar eerlikwaar, die eerste 5 jaar by Woodlands, by die winkelsentrum daar, het ek vir eenhou gewerk. Dis die landlord van Woodlands gewees. Ja, klasgeld gewees. Dis nie goeie geld nie. Ja. Dis pragtig die parkeerterreine wat hulle daar en als hulle daarmee saam kan doen en vir hulle en ek was in die landlord se kantoor keer wat gewees en dis nogal spoggerig gewees. Ek sou nogal self dit wou gehad. Maar ja, so in daai opsig was dit 'n fout gewees, maar dit was ook dis die skoolgeld wat ons betaal het. Maar nou kan ek ontwikkel en werk aan 'n volgende televisiereeks terwyl ons winkel steeds aan die gang is. En François en sy span by die winkel doen uitstekende werk terwyl ek nie daar is nie. En ek hou aan om die brand verder uit te bou
bekend te stel op 'n verskeidenheid van terreine en so en dit help vir François hulle om mense te trek na hulle toe. En nou, na soveel jare, is dit al werklik waar die geval van, die ene vertel vir sy chommies, vertel vir sy seun, vir sy pa, vir wie ook al, dat daar is die plek waar jy betroubare fitment van jou voertuig kan kry. En daarom doen die winkel toenemend beter. Inteendeel, hy doen uitstekend op die oomblik. In 'n post-COVID-19 tyd doen hy beter as ooit. En ek dink dit is maar net omdat dit oor die jare het gekom. Ja, op die langtermyn dink ek sal dit die ding wees dat dis maar my pensioen wat daar lê. Dis die ding wat my uiteindelik en ook as ons naderhand nou met voetspore 4x4 verhuurings terwyl daai voertuie ry, kan ek miskien by my huis op Kleinmond sit en werk aan 'n nuwe konsep of 'n nuwe plek waarna ons wil gaan of 'n nuwe boek skryf of wat die geval ook al mag wees ten opsigte van anders wat rondom die brand gaan. Ek werk meer aan die brand in hierdie stadium as wat ek werklik werk aan dit wat geld inbring vir die groter voetspore gemeenskap. En wat ek hou van en wat jy sê, weet dit is passie gedrewe. Jy hou aan terugkom na dit wat jou eerste liefde is, nee. En ek dink dit is so belangrik, maar daar is 'n daadwerklike besigheidsmodel. Ek dink altyd dit soos hulle sê, jy weet doen wat jy lief is en dan dan gaan jy suksesvol wees. Ja, maar jy moet 'n besigheidsmodel om daai passie hê. Andersins is jy maar nou net 'n arm kunstenaar of was 'n poet en jy weet daar moet 'n besigheidsplan om daai. Ek het vroeg in my lewe agtergekom dat alhoewel ek entrepreneurs opgetree het van 'n jong ouderdom af, het ek nog nooit werklik waar rykdom nagestreef nie. Eintlik maar net sakgeld of iets om dat ek nie iemand anders in die oë hoef te kyk nie. Maar ook, ek het baie beslis geweet dat 'n mens 29 dae van die maand gelukkig moet wees en miskien eendag ongelukkig, as wat jy 29 dae ongelukkig is en eendag gelukkig. Bedoelende daarby, die dag wanneer jy jou salaris kry, moet nie die enigste dag wees wanneer jy gelukkig is nie. As jy moet en ek sê dit vir my kinders en my seun is oomblik hy is besig om homself nou te bekwam as 'n CFA. Hy wil 'n Chartered Financial Analyst. Hy wil vir mense gaan verduidelik hoe om hulle geld te belê. As dit vir hom lekker is om dit vir hulle te verduidelik, hou daarmee aan. Ek is seker hy gaan baie suksesvol wees finansiëel. Maar moenie as dit vir hom lekker is dit nie doen nie. Nie nou my dogter wat in voetspore safaris is, sy kan nie elke enkele oomblik van die dag is vir haar lekker om te werk. Want sy's van nature is sy 'n bietjie van 'n pleaser, dis haar persoonlikheid. Waar beter kan jy 'n pleaser in diens stel as iemand wat mense vat op na 'n wonderlike bestemming, jy gee vir hulle lekker kos, jy vertel vir hulle van mooi stories en alles wat daarmee saamgaan. Kom terug en hulle is net gelukkig. So dis wat 'n mens moet doen in jou lewe. Ek weet ook dat dit wat ek gekies het op die ouend in die televisie tipe van programme wat ek maak, is ons nie regtig kontroversieel nie. Daar's so nou en dan wat iemand wat ons sal kritiseer oor hoe ons 4x4 herwinningstegnieke of ons het sê, ag, julle eet te veel en julle wys te min dit of so. Daar kan die tipe van dinge kan wees. Daar's altyd 'n poepel, is Johan. Daar sal wees. Nou, maar eintlik is dit wat ons doen, is nie kontroversieel van aard nie. So daar's nie ouens wat ons haat nie. En vir ons, jy weet, wat jy sal spoeg as ek by hom verbystap op straat nie. Hy sal meer eintlik deel wil wees daarvan. Miskien hier en daar 'n bietjie anders te doen, maar ek kry nie eintlik jy's mense wat ons doen kritiseer nie. So ek is baie tevrede in dit wat ek doen en dis waarmee ek wil aanhou. Gelukkig kon ek daaruit skep wat dan vir my moontlike pensioen sou kon betaal deur die winkel, deur die internetwinkel, deur die verhuurings, deur die safaris. Ek vir jou nog 3 vrae. Ek gesels verskriklik lekker met jou en ek weet jy's 'n besige man, so ek gaan nie langer hou nie. Vertel ons 'n bietjie die Toyota storie. Toyota het begin bekommerd raak oor maar nou wil ek saam met die Toyota vraag, wat daai was vir my baie interessant gewees hier daar gesê het, is hoeveel borge kry mens? Ja. Weet waar trek hierdie lyn? Ek dink dan in Formule 1, ek is nou 'n Formule 1 fan, is nou weer volgende, was dit nou hierdie Sondag, ek kan nie onthou wanneer die eerste
reis is nie, maar ek bedoel, daar is altyd, laat my oortraan as daar 100 borge op is, dan dink ek, jou sakker, jy weet, is nou maar, daar's net een wenner. Waar trek jy daai lyn met die hoeveelheid borge? En dan, ja, so ek sê, vertel ons 'n bietjie die Toyota navorsing. Die antwoord met aan hoeveel borge jy wil kry is 'n eenvoudige een. 0. Niks. Die oomblik as jy 'n borg het jy 'n ander baas. Het jy iemand anderste wat jy aan verantwoording moet doen. Ek het ook al baie keer met borge gewerk, maar jy moet daardie borg gelukkig hou. Ek sou verkies om die storie die baas te maak. Ek het net ook gesê die kamera is die baas. Wat ook al gebeur voor die kamera, is dit wat die storie moet vertel. As ek 'n borg het wat vir my betaal, dan moet ek daardie borg in 'n gunstige lig altyd wys. Ek kan nie en ek moet hom vooropstel, ek moet hom voorrang gee. Ek moet vir my baas moet die kyker wees, die ou wat na die televisieprogram kyk en dit geniet en dit ervaar op daai wyse. En daar moenie 'n ander agenda wees nie. Jy moenie wonder. Ja, moet eg wees, egtheid. 100%. En ek het oor die jare ek het verwys nooit na borge nie, maar ek het wel 'n klompie vennote. Mense wat saam met my die pad stap, mense wat my van hulle toerusting gee, partykeer om te toets, baie keer van die toerusting wat ek kry. 'n trade agreement wil ek sê, weet jy, ruilhandel. Baie van hulle moet ek koop, wat ook okay is, baie van hulle kry ek miskien teen kosprys. So ek wil in geen stadium voorgee dat ek vir daardie Toyota voertuig volledig toegerus, die een waarmee ek ry, R1 miljoen betaal het nie. Ons leen die voertuie by Toyota. Dit was ook nie altyd Toyota gewees. Nou, ons het begin met Land Rover, en toen, tweede jaar het ons na Toyota toe oorgegaan. En toe begin die uitsaaier, kyk net in daai staan en begin aandring op borge. En Toyota het gesê, ons borg nie. En toe, vir 'n jaar of 2 het voetspore stilgestaan. Toe het Nissan gesê, ons sal borg. Toe het ons 3 jaar lang met Nissan gery. En op jou te sê ek nie, maar ek verkies eintlik om terug te gaan Toyota toe. Toyota is die voertuig van keuse van dit wat ons doen. Dus ons terug na Toyota toe, met ons Casablanca tot die Kaap-reeks. Toe, ons die volgende reeks wil doen, Gallus Alexandrië, toe het ons 'n bietjie van 'n dispuut opgetel by 'n persoon wat gewerk het by Toyota. Nee, dispuut nie, dit was, hy wou vir ons Toyota Arctic Trucks gegee het, wat nie werklik waar sou gewerk het nie, en toe op nommer 99, toe het hy 'n alternatief nie. En toe sê ek maar, ek het 'n uitsaai datum, dit beteken ek het 'n opname datum, dit beteken ek vertrek op 'n sekere dag. En toe het, juis in daai stadium het Volkswagen hulle Amaroks bekendgestel. Hulle het verneem daarvan dat ons voertuie nodig het om mee te ry en dat daar 'n bietjie van 'n issue is by Toyota en ons gekontak en gevra of ons hulle Amarok sou vat. Dit vir my gelyk na 'n sagter opsie as die cruisers waarmee ons gery het en ek het gesê kom ons gaan probeer hulle en ons het vir 3 jaar lank met Amaroks gery. Ek sal nie vandag vir jou sê dat dit 'n slegte voertuig is nie, dit is eintlik inteendeel is 'n baie groot, gerieflike, ruim voertuig. Ek kan min fout vind met 'n Amarok. Maar dis nie die voertuig wat nie doel gemaak is vir dit wat ons doen nie. En toe so 6 jaar gelede, toe het Calvin Haman wat senior vice-president bemarking by Toyota was, my eendag gekontak en gesê, dink jy nie ons moet 'n koppie koffie gaan drink nie, wat toe geëindig het op 2 bottels wyn. En my gesê, wil jy nie huis toe kom nie? Ek wil nie ander fabrikate afkraak nie. Ek weet daar's goeie Fords en ek dink Gelandewagen is goed en ek dink Amaroks is nie sleg nie en ek dink die Isuzus is ook goed. Daar's so 'n verskeidenheid van voertuie en ek dink nie enigiemand moet weerhou word daarvan om te gaan reis as gevolg van die fabrikaatsvoertuig waarmee hy ry nie. Maar dit is nou maar net een keer so dat die voertuig waarmee 'n mens ry as jy in Afrika wil ry is 'n Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 70 reeks. Ek sal ook nie eers heeltemal met die 200 of nou die nuwe 300 uitkom of met die Prado of so nie. Die sweet spot het ons nou geslaan die afgelope 5-6 jaar. Dis die 70 reeks, of die dubbel kajuit, of die enkel kajuit, of die 76 stasie wa. En dis die voertuig wat vir ons
dis nie die gerieflikste voertuig nie, dis nie die mees ekonomiese voertuig nie, maar is die voertuig wat hou, en is die voertuig wat ons bring waar ons wil wees, en belangriker, wat ons weer terugbring ook. Daar's die grappies teenoor opsigte van Land Rover en al so, bestaan al die jare nog steeds. Dis al vir 'n my hoor, né? Dis te verstaan hoe hoekom. Ja, ek dink hierdie nuwe Defender is 'n pragtige voertuig, maar dis nie die kar waarmee ons wil ry nie. Ek sou dink die ou Defender, toe hy nog betroubaar was, sou die enigste voertuig wees wat miskien sou kon kompeteer met dit waarmee ons tans ry. Daarom het ek 'n baie gelukkige verhouding met Toyota Land Cruisers. Baie spesifiek dit. Hulle betaal my nie om hulle voertuie te ry nie, dis die voertuig van keuse wat ek wil hê. Hulle leen vir my hulle voertuie vir die tydperk, en hulle kry in ruil vir die blootstelling wat hulle kry, is die risiko wat hulle loop oor daardie tydperk wanneer ek die voertuig het. Maar geld om my sak kry ek nie van hulle nie, en as ons klaar is, dan koop ons die voertuig by hulle en verkoop dit, en so gaan ons aan. Dis die storie. En hy kom weer en is fantasties weer, as ek dink aan daai uitvieringsbesigheid van julle, nee. Nou vat jy sommer daai selfe lot, en dit word jy gaan hierom uit, so dit is 'n gunsteling reeks. Wat, oor al hierdie jare, wat spring uit? Natuurlik die eerste ene, geen twyfel dat die eerste ene sal sentiment. Ja. En ook die wyse waarop ons dit destyds gedoen het, was net soveel anders te gewees as dit wat ons vandag te doen. Ons het so half naïef omtrent in dinge ingegaan. Maar dit was regtig uitstekend gewees. Maar daarna 'n klompie reekse het nog steeds uitgestaan. Ek dink amper die moeilikste ene, en juist daarom die beste ene, was waarskynlik die Ewenaar gewees. Baie die onbekende ingegaan. En baie gewonder oor wat lê om die draai. En op die ouend vasgevang gesit vir 3 weke lank op Kisangani, wat ons nie al kon wegkom nie, en eventueel op 'n barge gesit, op 'n boot vir 28 dae op die Kongo rivier, jy weet, en so dit het 'n bietjie met die kop begin smokkel ook. Maar as jy terugkyk vandag daarna, is dit waarskynlik iets. Dit is 'n lekker wat jy nooit oor, of in hindsight, nou lekker wat jy nooit oor wil hê nie. Ja, so ek dink amper die Ewenaar reeks. Maar ja, Madagaskar was natuurlik ook uitsonderlik geweest. Indië het ek en my seun met motorfietsse gedoen, met backup deur 2 cruisers. Dit was vir my ook weer iets absoluut besonders geweest. So ek kan nie eintlik sê daar's een reeks wat nie goed was nie. Elkeen van hulle kan ek vir jou 100 hoogtepunt uitsonder. So wat daarbey lekker aansluit, en dit is my laaste vraag, ek bedoel, jy het 'n bietjie in Rusland gaan rondloop, sê en ek bedoel, is interessant ook vertel vir die luisteraars wat het daar gebeur ook, nee, met jou eie paar goed gedoen, YouTube gegooi en toe jy uitvee. Nou sien julle 'n bietjie voetspore internasionaal, is daai dalk 'n addisionele handelsmerk, of hoe lyk die toekoms? Ons het begin kyk na die BRICS lande. En daarom het ons Indië gedoen het 'n paar jare terug, en ek wil nog Brazil ook doen, en Rusland, en China gaan die moeilikste een wees van die lot, want jy kan nie in China self bestuur nie, ja, soos 'n klomp beperkings daarop. Maar so, ek was Rusland toe gewees om te gaan kyk om deur Rusland te ry, en ek en my vrou toe sommer met die Trans-Siberië reg oor Rusland gery van Moskou af tot in Vladivostok, en ek het dit afgeneem met maar net op my eie, en 'n dokumentêre filmpie daarvan begin maak, waarvan deel 1 tans op YouTube te kyk is, deel 2, 3, 4 en 5 lê nog daar, ek moet hulle gaan mekaar sit. En die idee was om laas jaar oor Rusland te gaan ry. Dit het ongelukkig nie plaasgevind nie as gevolg van COVID-19. Inteendeel, toe ek in Alma geland het op Wartambo, 6:00 die aand, toe ons teruggekom het van Rusland af, toe sê die dame vir ons by immigrasie, welkom tuis, ons maak 12:00 vannag toe. Oei. So ons het dit so met 'n paar ure gemaak. Toe gaan dit die Grendeltydperk. Dit was 29 Maart dink ek. Is nou volgende week, né? Nee? Jaar terug. Ja, nou gewees. So Rusland is nog steeds, ek het vandag 'n e-pos gehad van Mikhail Fatiev, 'n manie, Russiese oom wat vir my help in Rusland om die dinge reg te maak, te sê, weet, wanneer kom julle? Dit sal nie vanjaar gebeur nie, dis nog te onseker. Maar as ek nou my sin kon kry, dan sal ek volgende jaar, in die middel van die jaar,
Magadan tot by Vladivostok ry met 'n Ural motorfiets. Dis wat ek hoop om te doen in die Russiese somer. Maar dis nog 'n rukkie van nou af. Johan, verskriklik dankie vir jou tyd. Ek kan die hele dag nog met jou gesels. Sterkte vir die res van die jaar. Ek hou jy vas en dit sal 'n wonderlike program wees. Ek dink Rusland is so ryk in geskiedenis so. Maar sterkte en ja, ons gesels hopelik gou weer. Ja, baie dankie vir die geleentheid. Thanks. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.